Kyk, hierdie was nou eintlik bedoel gewees om 'n meer interaktiewe gesprek te wees, want ek wil graag uitvind waar ons mekaar mis, ek spesifiek nou met die leerling en dan nou die mense wat nie met my saamstem nie. So ek hoop nou, so hierdie gaan ons nou eintlik maar vir die video mense maak. So net vir almal wat dit dan nou kyk. Ons gaan stap vir stap deur die hele proses gaan. En my vraag is, op watter punt begin julle van my te verskil? En wat is die basis van daardie verskil? So dit is die vraag wat moet gevra word. Ons gaan kyk na die Abrahamitiese verbond en ons gaan kyk hoe dit 'n rol speel, ons gaan kyk hoe dit aanhou en ons gaan kyk hoe dit toegepas word en geadministreer word tans onder die nuwe verbond dan as jy wil. En ons gaan dit vat van die begin af, van Abraham se tyd af, en die wat dan nou kyk natuurlik wat nie saamstem nie, moet vir julleself die vraag vra, waar in hierdie proses begin jy nie, om nie saam te stem nie? En hoekom stem jy nie saam nie? Wat is die basis van dat jy nie saamstem nie? En dit is die vraag wat ons gaan moet beantwoord. Want die argumente van ja, maar die NG Kerk is nie 'n goeie argument nie. Ek het 'n saak met wat die NG Kerk doen. Maar die NG Kerk glo in die drie-eenigheid ook. So gaan ons nou nie meer in die drie-eenigheid glo nie, omdat die NG Kerk in die drie-eenigheid glo. Ek meen, dit is uiters 'n swak manier om teologie toe te pas. Dus kom ons kyk wat doen 'n afvallige kerk en ons doen net niks daarvan nie. So om dadelik NG Kerk toe te hardloop, as 'n verskoning vir hoekom jy dit nie wil glo nie, is 'n baie swak verskoning. Dit is nie 'n punt wat teologies bewys kan word nie, want dan moet ons ook in die drie-eenigheid glo nie, want die NG Kerk glo in die drie-eenigheid. As ons nou daai tipe argumente wil volhou. As jy sê, maar jy glo in onderdompeling, dan is dit nog steeds nie 'n argument dat jy nie met klein doop nie. Ek glo ook in onderdompeling. Ek glo mense mag onderdompel word. Maar dit is nie die vraag, dit beantwoord nie die vraag of jou kind deel is van die verbond of nie. Die manier hoe 'n mens doop, of dit nou besprinkeling of doop is irrelevant van of 'n kind wel gedoop moet word. Ons kan later praat oor hoe hulle gedoop moet word. Die vraag is of hulle gedoop moet word. So die vraag is nie hoe nie, die vraag is of. So al stem jy nie saam met die metode hoe daar gedoop moet word nie. Die vraag is bly nog steeds. Okay, kom ons sê hulle moet geonderdompel word. Kom ons onderdompel hulle dan, as jy so oortuig is daarvan. Kom ons doen dit dan. Maar die manier hoe mens gedoop word is nie 'n argument teen of hulle wel gedoop moet word of nie. So die vraag wat moet beantwoord word, vir die wat dan nou nie saamstem nie, is op watter punt van die verbond, of in die proses wat ek nou gaan verduidelik, stem jy nie saam nie. So ons gaan weer natuurlik begin met die Abrahamitiese verbond, en ons gaan dit deurvat, en ons gaan weer sê, maar hierso is die kruis van Christus. En soos ons gesê het, die Mosaïese verbond, die verbond met Moses, was 'n tydelike verbond, om die mense in bewaring te hou, totdat Christus sou kom. Maar die verbond met Abraham, soos ons gesê het in ons Openbaring Bybelstudie, is 'n onvoorwaardelike verbond. Moses se verbond was voorwaardelik. Daarom kon dit nie 'n ewige verbond wees nie, omdat dit voorwaardelik is. En waar ook al daar voorwaardes aan verbonde is, wel dan kan jy seker wees, ons gaan nie al behou nie, want mense as in hulle sondige natuur kan nie by voorwaardes hou nie. Maar dis ook hoekom Abraham se verbond 'n ewige verbond kan wees. Want dit is 'n onvoorwaardelike verbond. Daar is nie voorwaardes aan gekoppel nie. Die Here het gesê, ek sluit my verbond met jou. En of Abraham of sy nageslag of wat ook al afvallig geraak het of by tye afgedwaal het, God se verbond het stand gehou, want die verbond het nie staat gemaak op of ons voorwaardes hou of nie. God het gesê, ek gaan 'n onvoorwaardelike verbond met jou sluit, en daarom kan dit 'n ewige verbond wees. Abraham. En soos ons gesien het in Genesis hoofstuk 17 vers 7, die skrif sê vir ons, dit is vir jou en jou nageslag. Dit is vir jou nageslag. So die verbond met Abraham, soos ons gesê het,
trek deur tot in ewigheid. Christus het gekom om heidene deel van daardie verbond te kan maak. Hierdie verbond was gemaak sodat die Jode dit kon aanneem, sodat hulle in bewaring was totdat Christus kon kom. En toe Christus kon kom, toe kon hulle inkom, en toe kon die heidene ook inkom. Nou die eerste vraag wat moet gevra word, of daar op saamgestem word, is, stem jy saam dat ons tans in die Abrahamitiese verbond is, ja of nee? En as jou antwoord is nee, dan moet jy sê, maar hoekom nie? Hoekom het die ewige verbond hierso opgehou by Jesus se kruisiging? En indien die Abrahamitiese verbond wel opgehou het hierso, waarin is ons nou? Wat 'n verbond is ons nou? Waarop is daai beloftes gebaseer, waarop ons nou deel geraak het? Maar as jy sê, die Abrahamitiese verbond bestaan nie meer nie, en ons is nie deel daarvan nie, en ons as heidene kom nie in op dit nie, dan moet ek die vraag vra, as Galasiërs 3 sê, as jy in Christus is, dan is jy 'n kind van Abraham, en volgens die beloftes van Abraham 'n erfgenaam. Hoekom trek dit die konnotasie terug na Abraham toe? Hoekom maak dit saak of ons kinders is van Abraham? Hoekom maak dit saak of ons erfgename is van die beloftes wat aan Abraham gemaak is, as ons nie eers in die Abrahamitiese verbond is nie? Dan maak dit mos nie sin nie. Hoekom sal ek enigstens minder omgee, of ek 'n kind van Abraham is, en of ek volgens die belofte ook 'n erfgenaam is, as die Abrahamitiese verbond nie meer bestaan nie? Dit maak eenvoudig nie sin nie. Keer op keer word dit vir ons bevestig in die Nuwe Testament, dat die Abrahamitiese verbond nie opgehou het nie, maar dat juis aanhou, en as jy in Christus is, dan het jy deel geraak daarvan. Want dit is 'n ewige verbond. En 'n ewige verbond kan nie ophou nie, en ek glo meeste van die mense, indien nie almal nie, stem ten minste saam op hierdie eerste punt, dat die Abrahamitiese verbond hou vir ewig aan, en ons as gelowiges het deel geraak daarvan. Die tweede punt wat ek wil maak, is die beloftes wat daar aan Abraham gemaak was. Die beloftes wat gepaard gegaan het met hierdie verbond, die ewige verbond, was dat hy en sy nageslag deel is van daardie verbond. Sy kinders was deel van daardie verbond. Ons sien 'n klomp verskillende skrifte, 17 vers 7 wie in Genesis sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit trek 'n direkte korrelasie met sy fisiese nageslag. In Jeremia 32 vers 38 tot 39, en hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle God wees. Dit praat van die Nuwe Testament, nadat Christus gekom het, en ek sal hulle een hart en een weg gee, om my altyd te vrees, hulle ten goede, en hulle kinders na hulle. Dit praat spesifiek, die nuwe verbond is vir hulle en hulle kinders. So my vraag is dan, aangesien ons in die Abrahamitiese verbond is, en deel van die beloftes van daardie verbond, die kinders insluit, volgens die belofte, geld dit nog hierso of nie? Het die beloftes weggeval of nie? So die vraag is dan, as Jeremia vir ons sê, 32 vers 38 tot 39, en ek sal hulle een hart gee, dit praat nou hierso van dat Christus gekom het, vandat hy dit vervul het en die heidene ingebring het in die Abrahamitiese verbond, dan sê hy, en ek sal hulle een hart en een weg gee, om my altyd te vrees, hulle ten goede, en hulle kinders na hulle. Dan is die onus nie op my nie, maar op die persoon wat op hierdie punt nie saamstem nie, om te sê, hoekom dit nie waar is nie. Hoekom is dit nie vir die kinders nie?
Wanneer Jesaja 59 vers 21 sê, wat my aangaan, dit is die verbond met hulle, sê die Here, my gees wat in jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid nie. Die kroos van die kroos praat van fisiese nageslagte, van wie? Van die wat in die nuwe verbond is. Dit bevestig bloot net hierdie verbond wat oorspronklik met Abraham gemaak was. Dit bevestig bloot die beloftes wat saam met daardie verbond gepaard gegaan het. So die onus is nie op my om te sê dat daar 'n belofte is wat daarmee gepaard gaan nie. Die woord is uitdruklik hier op hierdie punt. Daar is 'n belofte wat hiermee gepaard gaan. Een van daai beloftes is, dis vir jou kroos en die kroos van jou kroos, dis vir jou fisiese nageslag. Dit word keer op keer bevestig in die Ou Testament al. Dat wanneer Jesus kom, dit is vir jou en die kroos van jou kroos. Vir jou nageslag, vir jou kinders, sê Jeremia 32. En my vraag is, eerstens, is ons in die Abrahamitiese verbond, en ek dink nie ons kan verby dit kom, ja ons is. Maar die tweede vraag is, hou die beloftes wat daarmee gepaard gaan nog stand? Is ons tans in die Abrahamitiese verbond, maar die beloftes het weggeval? Het die beloftes wat saam met die Abrahamitiese verbond gekom het, weggeval, of bly die beloftes nog staan? En daar's nie een enkele skrif wat sal vir ons sê dat die beloftes weggeval het nie. Ons gaan dit nie kry nie. En as jy glo dat die beloftes van 'n nageslag, van die kroos van jou kroos, vir jou kinders, dat dit vir jou kinders ook is. As dit is dat jy sê, ja, ons is in die Abrahamitiese verbond, maar die beloftes is nie meer deel van daai verbond nie, dan is die onus op jou om te sê, hoekom ons nie meer daai beloftes het nie. En ek dink nie ek kan dit maak uit die skrif uit nie. En om te sê, ja, maar ek glo in onderdompeling, dis nie 'n argument nie. Om te sê, ja, maar die NG Kerk, dis nie 'n argument nie. Die vraag wat ek vra, is, hoekom het die beloftes weggeval as ons nog steeds in die Abrahamitiese verbond is? En dit het nie. Die beloftes bly presies dieselfde. En Galasiërs 3 bevestig dit. Want as jy in Christus is, dan is jy 'n kind van Abraham, en volgens die beloftes, menend daar is nog beloftes, dit het nie weggeval nie, ook 'n erfgenaam daarvan. Wie is 'n erfgenaam daarvan? Jy, as 'n gelowige. En raai wat? Die kroos van jou kroos. Jou kinders. Want die Bybel sê so. En as jy dit nie glo nie, dan moet jy vir my sê, hoekom dit nie die geval meer is nie. Hoekom is die kroos van jou kroos? Hoekom sê, het Jeremia 'n fout gemaak? Het Jesaja 'n fout gemaak? Toe hulle gesê, dit is vir die kroos van jou kroos ook? Sê vir my, hoekom is dit dan nie meer waar nie? Hoekom het Jesaja 'n fout gemaak? Hoekom het Jeremia 'n fout gemaak, toe hulle gepraat het, juis van hierdie periode van tyd, na Christus se kruisiging? So die onus is nie op my nie, die onus is op die persoon wat nie saamstem nie, om vir my te sê, hoekom daardie belofte van die verbond, hoekom die verbond nie meer na ons kinders toe kom nie, as dit nog altyd deel was van die belofte van die Abrahamitiese verbond. Die onus is nie op my nie. Jesaja 44 vers 3 sê ook, want ek sal weer eens in terme van die nuwe verbond, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Dit is deel van die beloftes. Dit is nie, ek sal maar hier 'n individu het en daar 'n individu het nie. Dis nie wat die Here ooit gesê het nie. Nêrens kry ons eers ooit daai idee waar die Ou Testament praat van die Jesus wat kom en die nuwe verbond. Nêrens kry ons ooit daai idee dat die Here sê, ek sal dan begin individue roep
en ek gaan nie meer my belofte aan Abraham in ag neem nie. Nee, dit sê presies die teenoorgestelde. Dit sê, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond, ek sal my gees op jou kroos giet, en my seën op jou nakomelinge. Weer eens, presies dieselfde wat Jesaja sê, die kroos van jou kroos, presies dieselfde wat Jeremia sê, en hulle kinders na hulle, presies dieselfde wat daar in Genesis 17 staan vir Abraham, en as 'n ewige verbond om die God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit word keer op keer in die Ou Testament bevestig, dat jou kinders, die kinders van gelowiges, deel gaan wees van die verbond. En hulle word nie uitgesluit nie. So die onus is op, dis die tweede punt, is, hoekom het die beloftes verval? En daar kan, in my opinie, is daar nie 'n argument vir hoekom die beloftes verval het, want dit het nie verval toe Jesus gekom het nie. Die onus is op die persone wat nie saamstem nie, of my te sê, hoekom daai beloftes nie meer geldig is nie. Maar dit is nog geldig, en God se verbond het nie verander nie. Dit is dieselfde verbond, en dit is dieselfde beloftes. God het nie die beloftes wat saam met daardie verbond verander nie. Nou, een van die besware wat opgekom het is, ja, maar 'n ouer kan nie namens 'n kind geloof hê nie. Maar is dit nie presies wat die besnydenis was nie? Hulle het juis hulle kinders besny om hulle deel van die verbond te maak. Die kind het nie 'n sê gehad nie. In die ou verbond, onder die Ou Testament, hierdie periode van tyd, het kinders deel geraak, nie op die kinders se besluit nie, maar op die ouers se besluit om te besny. Maar hulle het tog deel geraak deur die ouers se besluit. Job het vir sy kinders, namens sy kinders, 'n offer gebring vir die vergifnis van hulle sondes. Job 1 vers 4 en 5, en sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag, dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink, en elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte gevloek. So het Job altyd gedoen. Hy was bang sy kinders het gesondig. Maar was Job getik in die kop dat hy nou 'n offer bring vir sy kinders? Nee. Hy kon dit doen. Want sy kinders was deel van die verbond. Hy het namens hulle ingetree. En word dan nie keer op keer van ons as ouers verwag om vir ons kinders in te tree nie. Natuurlik. Daarom moet jy jou kinders grootmaak in die weë van die Here. Toe hulle in Egipte was, en die Here sê, die Here is die paaslam, Christus is die paaslam wat gekom het. In Egipte het hulle die bloed op die deurkusyne gesmeer, sodat wanneer die Here verbykom, die engel van die Here, wat dan waarskynlik Christus self is, wanneer hy verbykom, die eersgebore seun nie doodgemaak word nie. Nou het die ouers teruggestaan en gesê, luister boys, Boeta, as jy wil lewe, moet jy nou maar vir jou bloed op die deurkusyn smeer, ou pel. Ek gaan jou nie help, dit moet jou besluit wees of jy wil lewe of nie. Nee, die ouers het 'n bok gaan slaag. Hulle het die bloed gesmeer, wat die bloed van Christus verteenwoordig. Dis waar die paaslam vandaan kom, wat ons nou kry onder die nuwe verbond. Maar die ouers het dit gedoen namens hulle kinders. Natuurlik kan jy dit namens jou kinders doen. Jy kon nog altyd. Jy kon nog altyd. En as jy dit nie hier kan doen nie,
Wel, dan bestaan die beloftes nie meer wat gepaard gaan met die verbond met Abraham nie. Want ja, die belofte is vir jou kinders, maar jy mag nie meer vir jou kinders intree nie. So die belofte is daar, maar julle gaan dit ook nie kry nie, want julle kan dit eintlik nie, julle kan nie die teken van daai belofte doen nie. So selfs as die belofte daar, dis eintlik onverkrygbaar vir julle, want julle mag nie namens julle kinders intree nie. So ons het 'n belofte wat ons nie kan kry nie. Dis vir die kroos van julle kroos, dis vir julle kinders, maar sorry, julle kan dit nie kry nie, want julle mag nie vir julle kinders intree nie. Nee, natuurlik kan ons. Ons kon nog altyd. Van die begin van tyd af, van Abraham se tyd af, kon hulle al intree vir hulle kinders. Dit het nie verander nie. So die argument dat ons nie vir ons kinders kan intree nie, dit hou nie stand nie. Want eerstens, die Ou Testament bewys vir ons kan wel. Anders het Job 'n fout gemaak, anders het die mense in Egipte 'n fout gemaak. Maar hulle het nie 'n fout gemaak nie, en anders het die mense wat hulle kinders laat besny het ook 'n fout gemaak. Want hoe kan jy jou kinders besny om hulle deel van die verbond te maak, as die onus eintlik op jou kinders rus? Nee, jy kan dit doen. Die belofte kom hulle toe. So die argument om te sê dat nee, die kinders moet dit doen, dit verklaar die belofte nietig. Maar die belofte hou wel nog stand. En die onus is nie op my om te sê hoekom die belofte nog stand hou nie. Die onus is op die persoon wat nie saamstem nie, hoekom die beloftes nie meer saam met die Abrahamitiese verbond gaan nie. Die Abrahamitiese verbond bestaan nog. Die beloftes wat daarmee gepaard gaan staan nog. Dit was juis geprofeteer dat dit gaan staan. Petrus bevestig dit in Handelinge hoofstuk 2, waar hy sê die beloftes kom julle en julle kinders toe. Het Petrus gejok? Nee. Hy het bloot net bevestig wat ons al klaar weet, dat die beloftes saam met die verbond gepaard gaan. Weereens, die onus is nie op my nie, maar op die persoon wat daarmee stry om te sê, Petrus het 'n fout gemaak. Die beloftes, ja, julle is dalk onder die Abrahamitiese verbond, maar die beloftes kom nie julle kinders toe nie, hulle moet maar vir hulle self besluit. Julle kan hulle nie inbring in die verbond in nie. Dit maak eenvoudig nie sin nie. Nou met betrekking tot Israel se bekering, om ingesluit te word onder die nuwe verbond, was daar geprofeteer in die boek van Joël. Nou ons weet, Petrus haal Joël aan, want hulle het mos, die Heilige Gees was uitgestort gewees, die mense het in tale begin praat, die Jode het gesê, hierdie mense is dronk, en Petrus sê toe, hulle is nie dronk nie, hierdie is wat daar geprofeteer was deur die profeet Joël. En hy sê dit in Joël 2 vers 28, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. Maar die Jode moes bekeer het om deel daarvan te hê. Jy gaan nie 'n ongelowige wees om nie deel daarvan te hê nie. Jy gaan nie hier ingesluit wees by die Abrahamitiese verbond as jy Christus verwerp nie. En net vroeër in daai eindste hoofstuk van Joël praat daar van die bekering van die Jode om daardie beloftes te kry. En dit sê in Joël 2 vers 16, versamel die volk, heilig die gemeente, met ander woorde om hierdie volgende beloftes te kry wat gaan vervul word onder die Nuwe Testament. Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudsters, versamel die kinders en die suigelinge. Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek. En dit praat van die Jode wat hulle self moes voorberei, juis vir hierdie profesievervulling later in die hoofstuk 2 van Joël.
Hulle moes hulle self voorberei as 'n volk, en by daai volk sê Joël, word die kinders en die suigelinge, indien jy wil sê, maar kinders kan besluit, nee, daar suigelinge ook, hulle word ingesluit in hierdie profesie wat Petrus sê nou vervul raak. Kry julle suigelinge by mekaar, dit sluit hulle in. Dit sluit hulle nie uit nie. Maar as dit hulle wel uitsluit, dan is die vraag, hoekom moes die Jode hulle kinders en hulle suigelinge dan ook voorberei vir hierdie tyd? Dit maak eenvoudig nie sin nie. Hulle moes wel hulle self voorberei, ja, hulle moes bekeer, maar daardie beloftes het hulle kinders en hulle suigelinge ook toegekom. En dit was vervul in Handelinge hoofstuk 2. En daarom kan Petrus ook sê, net later in hoofstuk 2 van Handelinge, want die beloftes kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Nou net vroeër in Handelinge het Petrus gesê, hierdie mense is nie dronkie, dit is wat die profeet Joël geprofeteer het. Daar waar Joël mos gesê het, julle kinders en julle suigelinge kan ook deel wees. Hierdie is wat hy geprofeteer het. En daarom kan Petrus ook sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Hy kan sê, want die belofte hou stand. En die onus is nie op my om te sê, hoekom dit stand hou nie, die onus is op die persoon wat nie saamstem om te sê, hoekom Petrus 'n fout maak en sê, dit kom nie die kinders toe nie. Hoekom het Joël verkeerd geprofeteer? Hoekom is ons in die Abrahamitiese verbond, maar daar is nie beloftes meer saam met dit nie? Het die Here die belofte van die verbond geskei? Nee, nêrens kry ons daai idee nie in die Nuwe Testament nie. Ons sien dit eenvoudig nie. Die verbond het nog altyd die kinders ingesluit. Ons sien dit met Abraham, hy sê, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou. Vir Isak sê hy dit, God bevestig die verbond aan Isak, waar hy sê, insluitend jou nageslag in Genesis 26, vir Jakob sê hy in Genesis 28, die belofte sluit in, jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Vir Moses gee hy die Pasga voorskrifte in Exodus 12, en dit sluit die huishoudings in, insluitend die kinders. In Deuteronomium 29 vers 10 tot 13, word die verbond met julle kleintjies ook gesluit. Dit sê in 29 vers 10 tot 13, die volgende, julle staan vandag almal voor die aangesig van die Here, julle God, julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle opsigters, al die manne van Israel, julle kinders, julle vroue en jou vreemdeling wat binne in jou laar is, jou houtkapper sowel as jou waterputter, om oor te gaan in die verbond van die Here jou God, en in sy eedswering, wat die Here jou God vandag met jou sluit. Josa sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Die verbond is met Dawid gesluit, 2 Samuel 7 vers 12 tot 16, met hom en sy nageslag na hom. Die profeet Joël, soos ons nou net gesien het, sê, versamel die volk, heilig die gemeente, bring by mekaar die ouderlinge en versamel die kinders en die suigelinge. Jesus sê self, Markus 10 vers 14, laat die kindertjies na my toe kom. Lukas 1 vers 17 met betrekking tot Johannes die Doper, hy sê, hy het gekom om die harte, Jesus kom om die harte van die vaders na die kinders te draai. Petrus sê, die belofte is vir julle en vir julle kinders. Die dingetjie het nie verander nie. Van die Ou Testament, met elke patriarg, dwars deur tot die Nuwe Testament, sê dit en bevestig dit dieselfde beloftes. Dit bevestig dieselfde boodskap. Die dingetjie het nie verander nie, met Jesus wat gekom het nie. Daarom kan Paulus ook sê, in 1 Korintiërs 7 vers 14, anders sal jou kinders onrein wees, dis nou as al twee ouers nie gelowiges was nie, dan sal jou kinders onrein wees. Maar omdat een van hulle 'n Christen is, nou is hulle heilig. Die onus is nie op my om te sê dat gelowige ouers se kinders heilig is nie. Die onus is op die persoon wat nie saamstem nie, om my te sê, hoekom is gelowige ouers se kinders nie heilig nie? Hoekom is hulle nie deel van die verbond nie?
Kan hulle heilig wees en nie deel wees van die verbond nie? Nee. Hulle is heilig omdat hulle deel is van die verbond. Die dingetjie het nie verander nie. Dit bly presies dieselfde. Dis maklik om te sê, nee, ek glo in onderdompeling. Of die NG Kerk dit en die NG Kerk dat. Ek het 'n saak met wat die NG Kerk doen. Waar hierop kan jy skriftelik bewys dat kinders nog altyd deel was van hierdie verbond, maar van hier af, toe Jesus gekom het, dat hulle nie meer is nie. En hier is my ander vraag. Kom ons sê, vir argumentsondhawe, 'n week, kom ons sê 'n week. 'n week voor Christus gekruisig was. Hier is my vraag. 'n kind van 1 jaar oud, wat besny is. Was hy deel van die verbond, ja of nee? En die antwoord is natuurlik was hy deel van die verbond. Hy was besny, hy het deel geraak van die verbond, hy is 'n verbondskind. Nou vra ek jou die vraag, hy is 1 jaar oud, hy kan nog nie besluit nie. Maar hy is daar omdat sy ouers vertrou het op die belofte van die verbond, die ewige verbond. 'n week nadat Jesus gekruisig is, het daai kind, nadat Jesus gekruisig is, en omdat Jesus gekruisig is, jammer, jy's nou uit. Jou ouers is nog steeds gelowig, hulle glo nog steeds in die verbond, jy was deel van die verbond, jy as 'n baba, maar die wonderlike ding van Jesus se kruisiging het nou gebeur, en is so wonderlik, jy kan nie meer deel wees van die verbond nie, skus. Een week terug was jy nog deel van die verbond. Want die verbond het nie verander nie, dis dieselfde verbond. Presies dieselfde verbond, presies dieselfde beloftes. Hoekom is daai kind deur die krag en werking van Christus aan die kruis uit die verbond uitgeskop nou? En geef my 'n Bybelse argument vir hoekom jy so sê. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit eenvoudig nie doen nie. Kolossense 2 leer vir ons dat in Christus se besnydenis, ons word in sy besnydenis besny deur die doop. Ons het 'n besnydenis van die hart as gevolg van Christus se besnydenis, en ons word in Christus se besnydenis besny deur die doop. Dit trek die direkte korrelasie met die besnydenis en die doop. En dit is basies my argument teen die argumente wat gebring was. Die onus is nie op my nie, die onus is op die persoon wat nie saamstem nie, om vir my te sê, op watse punt van hierdie proses jy nie saamstem nie. Stem jy nie saam dat ons in die Abrahamitiese verbond is nie? Sê vir my hoekom. Stem jy nie saam dat, ja, ons is in die Abrahamitiese verbond, maar die beloftes hou nie meer stand nie? Dan sê vir my hoekom het Jesaja en Jeremia en Joël vir ons gejok, dat die kinders wel nog ingesluit gaan word in die nuwe verbondperiode van tyd. Die onus is nie op my nie. En aangesien die belofte standhou, hoekom kan 'n kind nie in die verbond inkom nie? En hoekom moet 'n kind wat wel deel was, uitgeskop word as gevolg van Christus se kruisiging? Jy kan dit nie vir my bewys nie. Abraham moes deel raak van hierdie verbond deur geloof. Niemand stry met dit nie. Die heiden wat van buite af kom, moes deel raak van hierdie verbond deur geloof. Maar deur hulle geloof het hulle ook ingetree vir hulle kinders. En hulle kon. Want die verbond het daarvoor voorsiening gemaak.
En die verbond het nie verander nie. En die beloftes het nie verander nie. Die onus is nie op my om te sê dat die beloftes verander het nie, want ek sê nie dit het nie. Dit het presies dieselfde gebly. Jeremia en Jesaja en Joel en die Here aan Abraham het nie gejok toe hy gesê het, kom julle en julle kinders en julle kroos van julle kroos en julle suigelinge toe nie. Hulle het die waarheid gepraat. En hulle het spesifiek ook baie van hierdie tyd gepraat hierso. Dat wel die kinders van die kinders toe kom. Is ons in die Abrahamitiese verbond? Ja. Het die beloftes verander? Nee, die beloftes bly presies dieselfde. Sluit daar belofte kinders in? Ja. En die Ou Testament profete het dit vir ons bevestig. En die kinders word nie uitgeskop nie. Ja, as 'n heiden wil deel raak, moet hy glo. Hy kan nie deel raak van buite af sonder geloof nie. Hy moes glo, maar daarna kon hulle intree vir hulle kinders, vir die volgende generasie. Hoekom? Want die verbond sê so. En dieselfde was die geval hierso. Redding gebeur nog altyd dieselfde manier. Hoe het redding in hierdie tyd plaasgevind? Daar's net een manier om gered te raak. Dis geloof. Dit was nie besnydenis wat jou gered het nie. Dit was niks anders wat jou gered het nie. Redding het op presies dieselfde manier plaasgevind daar as hierso. Redding was nog altyd deur geloof. Jy kan nie die argument sê, maar nou moet ons geloof hê nie. Nee, jy moes nog altyd geloof gehad het. Jy moes nog altyd geloof gehad het om gered te raak. Jy het nie anders gered geraak hier as daar nie. Geloof was nog altyd deel van die pakkie om hemel toe te gaan. Om te sê, ja, maar nou moet ons geloof hê, is nie 'n argument nie. Want jy moes nog altyd geloof gehad het. Maar net omdat jy geloof moes gehad het nie beteken dat die kinders nou uitgesluit is nie. Net omdat jy nou geloof moet hê, beteken nie dat kinders nou uitgesluit is nie. Dat daai kind daarsal deel was van die verbond en nou moet hy uitgeskop word nie. Want nou moet jy geloof hê nie. Nee, jy moes nog altyd geloof gehad het om gered te raak. Niemand stry met dit nie. Jy word nog altyd net gered deur geloof. Sola fide, deur geloof alleen. Dit het nie verander nie. En ek dink nie met een van hierdie argumente kan daar skriftelik gestry word nie. Anders het die profete gejok. Ons is tans dan nie onder die Abrahamitiese verbond nie. Ons het dan tans nie die beloftes wat daarmee gepaard gaan nie. En, weer eens, nadat ons hierdie hele teologiese argument gemaak het, wat vir ons beloof is in die Bybel, is dit presies wat die kerk ook geglo het vir 1500 jaar. Was die kerk verkeerd om die profete te glo, toe hulle gesê het, dat dit is vir jou kroos van jou kroos ook? Het hulle fout gemaak om die Bybel te glo? Ek dink nie so nie, ek dink hulle het 'n punt beet gehad. Ek dink ons het die pot misgesit. Deur om te dink dat die geloof nou individualistiese geloof geraak het, terwyl dit nooit die voorspelling was wat deur die profete gemaak was in die Ou Testament. Inteendeel, hulle het gesê, dit kom die kroos van jou kroos toe. Dit was 'n familie-eenheid gewees. En daarom, soos ons ook Sondag gaan sien in die preek, daar's basies twee verbonde. Die Here het 'n verbond binne 'n gesin self. Wanneer 'n man met 'n vrou trou, dan is daar 'n verbond. Jy is 'n eenheid, jy is 'n klein kerk. Want as jy en jou vrou en is die Here, en jy sluit 'n verbond op die dag wat jy trou, en wanneer daar 'n verbondshuwelik is, dan kan jy nie anders as om ooreenkomstig met die Ou Testament verbondskinders in daardie verbondseenheid saam te bring nie. Dis die eenheid wat deur God ingestel is. En daardie verbondsfamilie, volgens die beloftes, is deel van die Abrahamitiese verbond. Dit moet wees. Dis hoe die Here dit verordeneer het.
Anders hoekom het hy die huwelik in die eerste plek ingestel? Dan het ons die huwelik nodig, kry vir jou vrou daar, en dan vrou daar, kind hier, kind daar. Nee, maar dis die middele, wat die Here primêr gebruik, om kinders te heilig, soos Paulus sê in 2 Korintiërs. Julle kinders is geheilig, julle word ingebring. En net 'n interessante statistiek. Ek dink is deur die Billy Graham Foundation gedoen. Interessante statistiek. 94% van mense wat tot die geloof kom tot die geloof deur hulle familie. 94%. Bevestig dit nie die beloftes wat aan Abraham gemaak is nie. Dat die familie-eenheid die primêre middele gaan wees, ongelowiges tot die verbond by te las nie. Vir julle kroos en die kroos van julle kroos. Dus die belofte tog is dit nie, wat aan Abraham gemaak was. 94% van alle gelowiges kom tot die geloof as gevolg van die geloof van hulle familie. Of hulle familie wat hulle aan die verbond blootgestel het. Of hulle daarin geonderrig het. Ek dink nie daai 94% is maar net toevallig nie. Inteendeel, ek dink dit bevestig presies dit wat aan Abraham beloof was.